In die bulletin, werkloosheid in die land neem af en 'n virtuele leeu loop rond by Rhodes Universiteit. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin hier op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. Die werkloosheidskoers het in die 4de kwartaal van verlede jaar teruggesak tot 31,4% vergeleke met die vorige kwartaal op 31,9%. Die jongste kwartaallikse arbeidsmagopnamesyfers wat deur Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak is, toon dat daar in die laaste kwartaal van 2025 44.000 mense meer was wat werk gehad het, wat die werkmag op 17.100.000 te staan bring. Mense wat in die formele sektor werk gekry het, het met 320.000 gestyg, terwyl 293.000 minder mense werk gehad het in die informele sektor. Die jongste nasionale syfers toon dat slegs 8.315 beeste uit 'n kudde van nagenoeg 14 miljoen beeste in Suid-Afrika tot dusver teen bekkenklauseer ingeënt is. Die Weskaap het ook reeds met inentings van vee begin ten spyte van die Vrystaat wat nie een enkele dosis enstof beskikbaar het nie. Volgens 'n verslag is daar meer as 900.000 beeste vatbaar vir die siekte, terwyl daar meer as 32.000 gevalle van besmetting bevestig is. Meer as 46.000 diere is reeds van kant gemaak en altesaam 83 vrektes is aangemeld. Volgens 'n privaat veearts van Parys in die Vrystaat, Dr. Jan Fouché Swanepoel, sal die enstof waarskynlik eers teen die einde van Maart in die provinsie beskikbaar wees. Die Ekurhuleni Metro het 'n groot veldtog van stapel laat loop om sowat 3000 metropolisiebeamptes te ondersoek na beweringe van omvangryke korrupsie wat tydens die Madlanga-kommissie van ondersoek aan die lig gekom het. Die proses sluit biometriese vingerafdrukskanderings en agtergrondondersoeke in om te bepaal of beamptes met misdadige bedrywighede verbind kan word. Die veldtog volg op korrupsieaanklagte teen senior EMPD-beamptes, insluit in die voormalige hoof Julius Mkhwanazi, wat glo bande met die beweerde misdadiger Vusimuzi Katmatlala het. Die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersunie sê intussen daar is geen regverdiging vir die ondersoeke nie en beskryf dit as 'n skending van werkers se regte. Die VSA-president Donald Trump se ambassadeur vir Suid-Afrika, Leo Brent Bozell III, het volgens gerugte al 'n rukkie gelede in die land aangekom. Hy sal na verwagting sy getuigskrifte aan president Cyril Ramaphosa toon voor hy amptelik sy rol opneem. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het nog nie kommentaar op Bozell se aankoms gelewer nie. Die Rhodes Universiteit het gereageer op gerugte van 'n leeu wat glo op die kampus rondloop en het studente verseker dat die dier skadeloos is. Die universiteit sê die leeu, bekend as Rou Leo 3.0, 'n virtuele leeu, is deel van 'n projek van 'n groep meestersgraad studente. Die universiteit sê weens onvoorsiene omstandighede het hy tydelik uit die laboratorium ontsnap en kontak met die hoofrekenaar verloor voor hy weer opgespoor is. Die leeu het vir konsternasie gesorg. Die polisie het 'n waarskuwing uitgereik nadat 'n lid van die publiek die leeu gewaar het. Die Sarah Baartman Distriksone se rampbestuurskomitee het ook hommeltuie met termiese sensors ingespan en patrollies in die gebied gedoen om die groot maanhaar op te spoor, maar daar was geen teken van die kat nie. En die bekende Hollywood-akteur Robert Duvall, wat meestal rolle as maffia-leier, soldaat en vlieënier vertolk het, is in die ouderdom van 95 jaar oorlede. Hy is by sy huis in Virginia oorlede. Duvall het oor sy loopbaan van die vroeë 1960s uitgestaan deur sy intense ywer en aandag aan detail.
Hy het egter byna 2 dekades gewag vir sy eerste Emmy-toekenning wat hy gewen het vir sy rol as Prentice Ritter in die tweedelige AMC-fliek Broken Trail in 2006. Hy het ook as uitvoerende vervaardiger 'n Emmy gewen vir 'n uitstaande minireeks. Duval het verskeie kere die regie van rolprente behartig en het 'n Oscar-benoeming vir The Apostle in 1997, waarin hy geskryf, befonds en die hoofrol gespeel het, ontvang. En dit bring ons aan die einde van die Afrikaanse visuele nuusbulletin hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Jy moet 'n mooi Woensdag hê, ons maak dan môre weer so.